dis ongelooflik kosbaar as die Gees van die Here in ons midde werk, soos die skrif sê. Vanmôre is dit weer eens net 'n bevestiging van hoe waar die woord van die Here is, wanneer die Gees van die Here werk in ons midde. En julle sal sien, die woord wat ek het, baie van wat in die uitleg van die taal na vore gekom het, is deel van vanmôre se woord ook. So it's a confirmation. The interpretation of the tongues is confirmation of what God wants to say. So if you've got your Bible, you can turn to Isaiah 64 so long, but I'm not going to read immediately. I'll read a bit later. Jesaja 64, vers 1 tot 5, maar ek gaan eers julle entjie praat voordat ek die skrifgedeeltes gaan lees. Ons staan aan die begin van 'n week van vas en gebed. En terwyl 'n mens dink aan vas en bid as 'n gemeente saam en is eintlik oor die hele AGS kerk saam met ons hierdie week van gebed geroep het, dan is dit met hierdie wete in ons harte dat die wêreld rondom ons het die Here en 'n ontmoeting met die Here nou weer nodig as ooit vantevore. The world around us need an encounter with God like never before. The world needs to have an encounter with the Savior now more than ever. En iets bonatuurliks moet gebeur, veral ook in die kerk. Kom ons wees eerlik, iets bonatuurliks sal moet begin gebeur in die kerk, wat dit veral in die laaste oes sal instuur, want ons leef vir die laaste dag. Something drastic has to happen in the church, so that it prepares them to go and gather the last harvest before the coming of the Lord. Iets moet gebeur. Iets moet gebeur dat ons in die wêreld kan ingaan, die wêreld met Jesus kan ontmoet, en die vloedgolf van immoraliteit en goddeloosheid wat deur die wêreld vloei en selfs Christene laat struikel, dat ons dit kan teenstaan, kan stop. Dit was eintlik vir my in 'n mate interessant, en dis die politiek nie, om te sien hoe dat daar 'n mate van regstelling is. Die wêreld het al hoe meer goddeloos begin word oor sekere goeders wat onskriftuurlik is. En dit lyk vir my so asof iewers in die politieke bestel daar 'n mate van 'n regstelling is, dat die mense nie met daai hyperliberale woke goeders opswik en opeet soos wat dit was. We really need a world that is, being taken over by a flood of immoral things that are so against God's word. So the harvest must be brought in, the harvesters must go out, so that we can stop this flood of immorality in the world, and this, the sinfulness in this world that is actually denying the existence of God. Mense, godsdienstighede. Godsdienstigheid in die kerk hoort nie naam. Dit partykeer het ons ritueeltjies in gebruik in die kerk wat vir ons meer heilig is as enigiets anders. Ek hou maar daarvan om daar te hamer, want 'n klomp van my generasie weet waarvan ek praat, so die jonges moet my verskoon, want ek's kinders van ons ou mense. Want ek groot geword het, as die tannie se hoed se rand nie breed genoeg was nie, was die tannie nie heilig genoeg. En as die oom se soet nie swart genoeg was, en sy das wit genoeg nie, was hy ook nie heilig nie. Maak nie saak hoe hy buite leef en hoe hy sy vrou verkil buite nie, hy net met 'n swart pak en 'n das in die kerk. Church has so many traditions. When I grew up, it was very important. The women had to have a hat, and the wider the brim of the hat, the holier the lady is, And the men had to have
black suits and white ties. It didn't matter how they lived outside as long as they just came to church without makeup, no lipstick, nothing blue on the eyes. And the men had the white tie. Then he was hungry. Ons moet wegdoen met godsdienstigheid. Ons moet op 'n plek kom waar ons 'n lewende, intieme verhouding met Jesus Christus het. Weet jy, soveel kerke het al ontstaan en geskeur oor godsdienstige gebruike en tradisies. Ek wil die kerke noem op die naam nie, want ek wil nie van enige kerk sleg praat nie, maar jy kan gaan kyk, hoekom het hierdie ouens van daardie ouens afgeskeur? Ag jy agterkom is oor godsdienstige gebruike en tradisies, wat die een ou oor baie sterk gevoel het, en die ander ou het anders gevoel, en toe split. Many churches that started because of church tradition rather than anything else. Unscriptural traditions do not belong in the place, or doesn't have a place in a relationship with God. That is what Jesus actually taught when he walked amongst the Pharisees and the scribes, because they had many traditions and many rules that was actually nothing to do with the law of God. Soveel van hulle reëls en wette het niks te doen gehad met die 10 gebooie eintlik. Maar ja, dit was belangriker as enigiets anders. Ek kan ek jou sê, ons moet as gelowiges versigtig wees om nie te kompromieer met die wêreld. We need to be careful not to compromise with the world. It's so easy. Die druk is geweldig hoog op die gelowiges om te kompromieer en te aanvaar wat die wêreld wil. Dit is nie so. Ons kan nie kompromieer nie. Ons moet staan by dit wat die Here se woord sê. Maar tog, as ek dit noem, dan moet ek sê, dit wat ons nou ervaar, is nie uniek in die geskiedenis van die kerk nie. Dit het deur die eeue heen telke male gebeur. Daar's golwe deur die kerkgeskiedenis wat jy kan gaan kyk, deur die wêreldse geskiedenis, wat samelewings, civilizations rise. They became the civilization. And because of the moral decline and the sinfulness, they fell. And there was a return to revival and acceptance of Jesus Christ, and things turned around again. And then, as time goes on, people forget where they come from and they compromise. They compromise. My church, whom I love so much, this FM church, 13 years ago, we started in 1908. Very much about the healing ministry and the baptism in the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues. Goddelike genesing, dooping in die Heilige Gees, spreek in tale. Ons is 100 jaar plus verder. Dan moet jy weet hoeveel mense in die AGS kerk, pastore veral, wat sê, soos, dit hoort nie meer in vandag nie, eintlik die spreek in tale is nie meer belangrik nie, mense moet nie meer so, weet julle, let te veel klem op dit en dat, maar dit geen alternatief. Dit wys deur die eeue heen, herlewing kom, dinge wat mense afgeskeep het, word belangrik en 100 jaar later is dit weer weg. Maar deur die eeue was daar manne en vroue wat opgestaan het. Through the ages, there were men and women who rose. Various revivals took place. The Welsh revival started because of 2 old spinster ladies that sat at their home every day praying for revival. Die groot Walliese herlewing wat plaasgevind het in die vroeë eeue. 2 tannies, ongetroude ou jong nooiens, wat dag in en dag uitgebid het vir herlewing. Dis waar dit begin. Jy sien, ons het ontmoeting met die Here nodig. As ons die wêreld wil verander, as ons wil suiwig wees, soos Jesus sê, gaan ons moet bid dat iets verander. Terwyl sommige mense die wêreld liefhet en ja, sy glans najag, is daar nogtans mense soos ek en jy hooplik, wat worstel met die Here en bid en vertrou dat God se Gees mense in hulle harte sal oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en mense God sal soek. I hope that there would be people like you and me
that pray and seek the face of God, that people in this world will realize their hunger for God, their need for God, and that they will call upon the Lord, that they will be saved. You know, one experience with God changed a person who persecuted the Christians into one of the biggest preachers of Christ. His name was Paul. Een ontmoeting met Jesus op die pad na Damaskus het Paulus, die vervolger van die Christene, wat hulle laat stenig het, hulle vir die leeu's laat gooi het, omgedraai, een oomblik in een van die grootste predikers, bekende predikers onder die Christene. Kyk maar net aan die hoeveelheid briewe wat hy geskryf het. Een ontmoeting met die Here verander daardie mens wat jy so kwaad is voor, wat jy voel so goddeloos is, wat so verkeerd doen, wat so in sonde vasgevang is. Een ontmoeting met God verander daardie persoon. Weet jy sien hierdie gebroke mense in die dorp rondloop, ek jou sê, een ontmoeting, werklike ontmoeting met die Here draai die persoon se lewe net so. Net een ontmoeting. Een werklike ontmoeting met die Here. My broer, my suster, ons toekoms hang daarvan af of God sal kom en werklik ook in sy kerk sal kom woon. The future of the church in general, not only this assembly or that one, the church in general over the world, depends on whether God would be comfortable to come and abide in the church. Will He come and sit with you and me? Jesaja 64 vers 1 tot 5. Hy sê, as U maar die hemel wil oopskeer en afdaal, die berge sal bewe van U teenwoordigheid. Soos vuur strykgevas laat opvlam, soos water deur vuur tot kookpunt kom, so sal die nasies bewe vanweë U teenwoordigheid, wanneer U naam bekend maak aan U teenstanders. Toe U ontzagwekkende dade gedoen het, wat ons nie verwag het nie, het U afgedaal vanweë U teenwoordigheid en die berge gebewe. Van die vroegste tye af het niemand dit gehoor nie, daarvan verneem nie, het geen oog 'n God gesien nie, buiten U wat optree vir die wat op hom wag. Buiten U wat optree vir die wat op hom wag. Man, dis mooi. U kom elkeen tegemoet wat met vreugde doen wat reg is, wat op U paaie aan U bly dink. Kyk, U was toornig en ons het gesondig. Ons het lank in ons sonde verkeer, sal van ons sonde verlos word. Wow, dis powerful. Kom ons kyk gou in the English. Why don't you tear the sky apart and come down? The mountains would see you and shake with fear. They would tremble like water boiling over a hot fire. Come and reveal your power to your enemies and make the nations tremble at your presence. There was a time when you came and did terrifying things that we did not expect. The mountains saw you and shook with fear. No one has ever seen or heard of a God like you, who does such deeds for those who put their hope in you. Oh, man, this is powerful. Come on, come on. No one has ever seen or heard of a God like you, who does such deeds for those who put their hope in Him. Wow. Die werke wat God doen vir die mense wat op hom wag. Die mense wat op hom wag. My broer, my suster, weet jy, jou en my liggaam, kom ons onthou dit, is 'n tempel van die Heilige Gees. Dit is so belangrik. Hy woon in ons. Remember, our bodies are the temple of the Holy Spirit. He abides in us. But there's something that we need to remember when it comes to desire the abiding presence of God. Wanneer jy die inwonende heerlikheid van God in jou lewe wil hê, in jou geesmens wil hê. Daar's dinge wat gebeur het
toe die tempel gebou was en ingewy en so meer was, wat van belang is. Daar's 'n hele geskiedenis wat opgeteken is van wat voorgeskryf was, wat moes gebeur voordat God se teenwoordigheid in die tempel neergedaal het, toe hy gebou was en ingewy is. There was a lot of things that had to be done. In the whole process while the temple was built, and on the day of its inauguration, before God abided, and His presence abide in the temple of God. So let's just think about those things first of all. 2 Corinthians 4 vers 17, 2 Corinthians 4:17. Wat ons ligte en tydelike verdrukking bewerk vir ons 'n gewigtige en 'n alles oortreffende heerlikheid. Our temporary suffering works for us a huge glorification in the presence of God. Nou, in die tyd toe Moses die tabernakel van God opgerig het, was daar sekere goed wat moes gebeur. En ek wil hê jy moet dit ook nou na jouself toe kyk. Dis wat moes gebeur, dis wat jy moet doen, sodat jy 'n tempel van God se gees kan wees. In the biblical times, when the tabernacle was built and all that, the people of God had to do certain things before it was ready for God's presence. So, in your life, there are certain things that you also need to understand that you have to do in order for you to be ready for the presence of God. Die eerste ding wat hulle moes doen, hulle moes offers bring. Offers vir hulle sonde, daardie tyd. Ek en jy het 'n volmaakte offer, Jesus Christus. So hoe doen ek? Bring ek 'n dier om te slag en verbrand te word? Nee. Ek bely my sonde in Jesus se naam en ek vra vergifnis. The first thing that they had to do is they had to bring offerings for their sin, to be cleansed of their sin. You and I, do we have to slaughter an animal to do an offering? No, that's not what you need to do. We have the most complete offer ever made by Jesus that died on the cross. But what we have to do, we have to confess our sins and accept Jesus as our Lord and Savior. Ons moet Jesus, ons moet besef ons is sondaars en ons moet dit voor die Here bely. Daar was bloed wat gevloei het om versoening te doen vir die sonde. So het Jesus se bloed gevloei vir jou en my, en ek en jy moet dit aanvaar. Die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het vir jou en my. Ek moet nie volhard en aanhou met my sonde nie. Ek moet die verlossingswerk van die bloed van Jesus Christus aanvaar. Ek moet stop met my sonde en aanvaar, Jesus het my vrygemaak. Ek moet nie stories hê en hierdie storie hê en daardie storie hê, hoekom ek nie kan ophou Sondag nie, hoekom ek aanhou en whatever, en ek sukkel en ek is maar so gemaak en so gaan dit staan nie. Ek moet die verlossingswerk van Jesus Christus begin aanvaar, dis nommer 1. En besef, ek is vrygekoop. Ek hoef nie verder te sondig. I do not need to continue in my sin. I do not have to find all kinds of excuses for my sin. I just have to accept that Jesus died for my sin and I am free and I must stop sinning. Number 1. Dan was daar die olie wat gebruik was in die hele proses van heiliging. Heilige olie wat gemaak is. En alles wat in die tabernakel gebruik was, elke instrument wat gebruik was, was gesalf met daardie heilige olie om dit af te sonder vir gebruik van die Here. En die priesters was ook gesalf met olie. The next one was the anointing with holy oil. All the vessels, all the instruments that were used in the tabernacle during the worship process was anointed to put it separate for God, to make it holy. Want dit is wat heiligmaking beteken, of om geheilig te word, is om een kan gesit te word. Nou broers en susters, dis die enigste keer in die Bybel wat voorwerpe ooit gesalf was met olie. Was toe dit gesalf is met die tabernakel van Moses.
om dit af te sonder vir diens van die Here. Daar was nog nooit een keer in die Bybel deurkosyne gesalf om demone uit die huis te hou. That's the only time ever in the Bible that objects were anointed with holy oil and not people. It was to put them aside for service to God. Never, not once in the Bible do you ever read about oil being put on the doors to keep out demons. Show me that scripture. Show me that one. Hulle almal werk met die goed wat gestryk is op die deure om die doodsengel weg te hou. Dis nie olie nie, my broers. Dit is net een keer gedoen. En dit was 'n heenwysing na Jesus wat klaar gesterf het, is verby. Jy moet afgesonder word vir Jesus. Dis wat ek vir julle wil sê. Ek wil 'n bietjie van die topik afgaan. You have to be set apart from God. That is what it means to be holy. It means you have to dedicate yourself to God. And that is that you be anointed by the Holy Spirit presence in your life. That you open your heart so that the Holy Spirit come and live in you. Jy moet eenkant gesit word vir die Here. Jy moet in heiligheid en in reinheid leef, want dit was waaroor dit was. Daardie instrumente was eenkant gesit, geheilig vir die Here. Dit mag vir niks anders gebruik gewees het as net vir die doel in die tabernakel. Mag ek en jy as gelowiges weer vir 'n slag eenkant gesit word net vir die Here. Ek praat nie van uit die wêreld uit kom boer en 'n kommune gaan bly waar ons maak ons is beter as ander mense nie. Ek praat van heilig wees. Ons getuienis buite moet wees dat mense weet jy is 'n man of 'n vrou wat 'n reguit pad stap. Jy is 'n man of 'n vrou wat nie leuns vertel nie. Jy is 'n man of 'n vrou wat dit op die regte manier doen. Daar's nie gerandes in jou kas. And speak about holiness, being separate from God. Not in isolation there on a mountain away from everybody, but amongst this world that the people know they can trust you, that you are trustworthy, that you do what you say is right, that you live according to biblical principles. Dan is daar iets interessant. Bo die genade troon van God, is die ark in die tempel, hulle praat van die genade troon van God, was daar serafs wat met goud beslaan was, wat oor met hulle vlerke na mekaar toe gestaan het, oor die ark van die verbond. Above the ark of the covenant, there was two holy beings, seraphs, that was with tempered gold, that stood with their wings towards one another, covering the lid of the Ark of the Covenant. Now, let's see something interesting about that one. In Exodus 37, verse 7. But I think I want to read the English scripture rather than the Afrikaans one, because the English one's better. Let me just find it quickly. Good. He made two winged creatures of hammered gold. Wat dit oorgaan is, die goud is beslaan, dit is met hamers geslaan om die voorwerp te maak. The gold was sort of hammered. Enige wat gebeur met jou en my, is wanneer ek en jy God begin soek, gaan ons beleef, dat God in ons harte werk om verkeerde gesindhede uit ons uit te kry, gehamer te word. Hallo? See what happens when God works in your life. If I can use it, He forms you like the seraphs were formed, the gold was hammered into shape. So things will happen in your life to sort of get you into the shape that God desires you to be. Things will happen to sort you out so that you become the object that God wants you to be. The person God wants you to be. So, al die verkeerde
verkeerde en jou eie hardnekkige sonde moet eintlik uit ons lewens uitgehamer word om dit so te beskryf. Hallo? Soms gaan dinge ons pad langs kom om ons net reg te kry. En dit is tog beter om deur God gevorm te wees en om te wees wat God wil hê ons moet wees as om God te weerstaan. Is dit nie so nie? En in die proses, jy sien, as ons God weerstaan, as ons God se werk in ons lewens weerstaan, dan val die vyand ons gedurig aan. One thing is for sure, when we resist the work of God in our lives, the enemy usually attacks us. Especially on those areas where we resist the work of God. So what is important is that we break through from this prison where the enemy usually attacks us and have a free reign over us, and we become the people that God wants us to. This is what we want to become through this week of prayer and fasting. En wanneer ons dan deur God gevorm is, en ons sal wees soos wat hy wil hê ons moet wees, sal niks ons vashou of niks ons verhinder om in oorwinning te leef. When we've been formed by God into the image that He wants us to be, nothing would be able to hold you back, and nothing will be able to prevent you from living in victory. Al wat ek hoef te doen is, ek hoef net eintlik my hande op te lig in aanbidding en God te begin soek. Dit is so eenvoudig soos dit. Tyd te spandeer en met die Here te praat en te sê, Here, werk in my hart, vertel my wat moet ek regmaak in my lewe, wat moet ek aflê. Hoe moet ek maak? Hoe moet ek leef? En dan my lewe in lyn begin kry met God se wil. All that I need to do is just to surrender myself to God. And say, God, what do I need to do? What must I change in my life? Just show me, speak to me, tell me, so that your glory can live in me. You see, dis hoekom ons hierdie week onsself afsonder. Here, wat van my? What about me, Jesus? Where must I change? How must I change? And maybe also help me to change. Because sometimes it's a bit difficult to do it yourself. Isn't it so? Partykeer is nogal 'n bietjie moeilik. Help my verander. Want ek soek U. Ons praat van ons in 'n tyd wat die wêreld 'n ontmoeting met die Here nodig het soos nooit vantevore, maar dit moet by die kerk begin. Elke keer as die kerk 'n ontmoeting met die Here het, dan raak dit die wêreld. Elke herlewing deur die eeue heen, dan lees maar daaroor op. Dat dit begin by kerkmense wat 'n ontmoeting met God gehad het. En dan het die wêreld rondom hulle verander. Dat ons nie maar God soek, sodat hy ons ontmoet, sodat hy drie na in dit kon word. Amen.